Goeiedag maat, vandag gaan ons leer hoe om 'n soetjie te groei in 'n sonneblom. So wat ons eers gaan doen, of wat julle eers vir my gaan doen, is 'n glasbeker verf volgens 'n dier van julle keuse. So ek het hier vir julle 'n by geverf. Dit is die dier of die insek van my keuse. So eerstens vir die kunstige deel van hierdie taak, die kunsdeel, gaan jy die diertjie vir my op die glasbeker verf. Nadat julle dit gedoen het, gaan julle wattaballetjies in die glasbeker plaas. In die glasbeker plaas. Die wattaballetjies lyk so. Op die tematafel gaan julle dan ook op die wattaballetjies kan voel en dan kan sien wat ek bedoel met hoe die sonneblom uit die glasbeker gaan groei. Okay, daar is prentjies en plakate van hoe dit gaan lyk op die tematafel of op die tematafel. Okay, so die wattaballetjies lyk so en julle gaan dit dan binne in die glasbeker plaas, soos dit. Okay, die goue reël is, volgens ons wiskunde, wat deel is van hierdie taak, die wiskundige deel van die taak, moet die wattaballetjies 2,5 cm vanaf die bokant van die deks van die glasbeker wees. So, jou wattaballetjies moet 2,5 cm weg wees van die bokant van die glasbeker. So dit moet 2,5 cm weg wees vanaf die deksel van die glasbeker. So, okay, daarna gaan ons kyk na die sonneblomsaadjies. Okay, hier het ek vir julle sonneblomsaadjies wat ek gaan gebruik in die les. En ek gebruik hierdie sonneblomsade, maar julle gaan natuurlik normale sonneblomsade gebruik, want hierdie gaan waarskynlik nie groei as ons dit in die water plaas en water daaroor sprinkel nie. So ek gebruik net hierdie sonneblomsade om dit vir julle lekkerder te maak. Okay, so ek gaan julle nou wys. So ons gaan hierdie sonneblomsade tussen die water sit. So die sonneblomsade moet 2,5 cm weg van mekaar af wees in die water. So, ons gaan hulle binne in die water ingooi en dit moet so eentjie weg wees van mekaar af. So dit moet weg van mekaar af gepak word. Okay, dat ek so in die klas gaan ek dan nou vir die leerders hierdie glasbeker omstuur en elkeen gaan dan kyk na hoe die sonneblomsade in die glasbeker of in die water ingegooi of ingesit is. So ek gaan net demonstreer. Right. So, volgende gaan ons 'n bietjie water oorsprinkel. Ons gaan nie 'n klomp water oorgooi nie, omdat dit wetenskaplik bewys is dat as die water te klam is, dat die bone gaan vrot. En ons wil nie dit hê nie. Ons wil hê die bone moet in blommetjies of worteltjies vorm om 'n sonneblom te vorm. Okay, so wat doen ons nou? Nou sit ons hierdie glasbeker in die son vir 30 minute en in warm temperature gaan jy die plantjie of die watte elke 2 dae spuit met water en in koue temperature gaan jy 2 keer per week die watte nat spuit. En so gaan jy dan nou aangaan tot die plantjie dan nou 'n sonneblom gevorm het. Ons gaan dan daarna, as ons sonneblomme gegroei het, gaan ons almal die sonneblom se wortel meet en kyk hoe lank is die wortel en ons gaan kyk hoe mooi die plantjies gegroei het. So, hierdie sluit aan by die tematafel wat ek vir julle uitgepak het, omdat
Ons nou werk met sonneblomsaadjies. So julle sal sien, sonneblomsaadjies is op die tafel. Julle kan daarna gaan kyk. Dit is net nie hierdie kleur nie, dit lyk soos 'n sonneblomsaadjie. En dan is daar ook watte. Soos in die glasbeker is daar watte op die teematafel wat deel is van ons wetenskaplike eksperiment. En dan dan gaan daar 'n sonneblom hierso uitgroei. Daarom is daar sonneblomme op die teematafel. So baie dankie dat julle geluister het en ons hoop die